die kruis op die koppie en dan die leë graf, die betekenis van Paasfees vir ons. Dit was nou laasweek. Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, maar vanmôre wil ek die vraag vra, wat is nou die reaksie op Paasfees? Wat is die reaksie op die kruis waar Christus gesterf het, op die leë graf? Wat is die gevolg daarvan? Wat is die uitloping? Wat het toe gebeur? Want ons het gestop by Jesus wat opgestaan het en die disippels wat het besef het, ons het dit vanmôre weer ook gelees. Toe aan hulle verskyn het en gesê het, vrede vir julle. Wat sien ons? Ons sien die ontwikkeling, die totstandkoming, die ontwaking van die Nuwe Testamentiese kerk. Die nuwe kerk wat uit die Jodendom uit ontstaan het, maar wat dan oor die hele wêreld gegaan het. En ons gaan bietjie vir die volgende 5 weke kyk na die Nuwe Testamentiese kerk. En kyk hoe het hulle in reaksie teenoor wat Jesus gedoen het, hoe het hulle geloof beoefen, hoe het hulle dit ingerig, hoe het hulle kerk gehou, wat was hulle gedagtes rondom ons lewe vir die Here. En daarby kan ons onsself dan gaan meet, want dis dieselfde kerk. Hulle en ons is dieselfde. En daarom wil ek vanmôre die vraag vra, want ons word nou ingesluit by hierdie Nuwe Testamentiese kerk. Wat was die katalisator vir die ontstaan van die Nuwe Testamentiese kerk? Vir die ontstaan van ons oervoorouers kerk, as ons dit so kan stel. Wat was die sneller wat getrek is, en toe hy sneller getrek is, toe kom daar 'n nuwe kerk na vore. Toe ontstaan daar 'n nuwe kerk. Die reaksie, die gevolg, die uitloping, daar is 'n prentjie van maar 'n afbeelding van hoe die oorspronklike kerk gelyk het. Hulle het in huise bymekaar gekom. Gewoonlik was daar 'n apostel wat dit saam met Jesus beleef het en wat dan die nuwe gemeente, die kerk geleer het. Maar hoe dit alles tot stand gekom, want dis 'n groot verandering. Onthou, die Joodse godsdienst was die tempel, die offerhandes. Oral deur Israel was daar sinagoges waar hulle bymekaar gekom het en die Bybel gelees het soos hulle dit verstaan het. Sabbat na Sabbat na Sabbat. En wat het gebeur? Wat het verander? Want ons is nie Jode nie, en ons sit hier vandag. Ons is deel van die oorspronklike kerk. Wat het gebeur? Jesus se woorde. Wat Jesus gesê het. Nou, hy het baie goed gesê, ek haal nou net een puntjie uit, dit is nie die enigste punt nie, dit is een puntjie van wat Jesus gesê het, en dit is nie net sy woorde nie, maar dit is die betekenis agter sy woorde, dit is die bekendmaking van dit wat Jesus gaan doen het, wat die betekenis aan hierdie oorspronklike Nuwe Testamentiese kerk gebring het, en ons lees dit in 1 Korintiërs 11, vers 24 en vers 25. 1 Korintiërs 11, ons gaan sommer van vers 23 af lees. As ons hierdie woorde lees, gaan julle dit herken, want ons het dit laas donderdag aand ook gelees. Dis deel van die instellingswoorde van die nagmaal. 1 Korintiërs 11, vers 23. Paulus praat hier so, hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Kyk nou na die volgende vers. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat
deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Maar wat Jesus hier gesê het, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Die instellingswoorde van die nagmaal, die eerste nagmaal wat gevier is. Jesus, die aand voordat hy oorgelewer is. Nou onthou, dit was 'n Pasgamaal. Hulle het die Paasfees gevier. Die Paasfees was die herinnering aan wat gebeur het toe God sy volk uit Egipte uitgebring het. Met die 10 plaae, al daai goed wat gebeur het, die laaste een was die eerstgeborene van elke huis sal sterf, behalwe as die bloed van 'n lammetjie op die deurkosyne gesmeer is, dan sal die eerstgeborene van daai huis nie sterf nie. En as gevolg van die dood van die eerstgeborenes in die hele Egipte, het Egipte gesê trek, en hulle het getrek, en hulle word uit die land van slawerny bevry, en hulle eindig op in die beloofde land. Dis maar net so die agtergrond van die Pasga en die feesviering van die Pasga, maar dis in hierdie moment waar Jesus iets heeltemal nuuts bring. En dit is ongelooflik. En hy mag dit doen, want hy is die seun van God. Hy is die Messias wat gestuur is. So wat doen hy? Heel eerste vat hy die brood, onthou dit was ongesuurde brood. Die brood was vinnig gebak. Nou dit was in Egipte, daar was nie tyd vir dit om te rys nie. Ongesuurde brood. En Jesus vat hierdie brood en hy breek dit en hy sê maar, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. En dan gaan hy verder na hierdie woorde, hierdie beker is die nuwe verbond. Die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. En dit dra ongelooflik gewig, hierdie woorde van Jesus. Nie net hierdie instelling nie, maar hy sê, dit word deur my bloed beseël. My bloed wat gaan vloei, is die bevestiging dat dit is die nuwe verbond. En dat ons dit kan aanvaar. Die nuwe verbond, maar wat is die betekenis van die nuwe verbond? Hoekom verwys Jesus hier na die nuwe verbond? Dis nie 'n nuwe verbond, 'n splinternuwe verbond wat Jesus ergens uitgekrap het nie. Dit is 'n verbond met 'n nuwe betekenis. En dit is wat ons vandag moet raak sien, wat beteken hierdie nuwe verbond wat Jesus bring, wat deur sy bloed beseël is? Wat 'n impak het dit vir my? Genesis 3 vers 15. Die eerste genadeverbond net na die sondeval. Genesis 3 vers 15. God spreek, hoor wat sê God? Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom aan die hagskeen byt. Net na die sondeval, net toe alles verkeerd gegaan het, toe kom God en hy spreek hierdie woorde en hy maak 'n verbond van genade. Wanneer praat ons van genade? Ons praat van genade as ons sien maar dis God wat handel. Dis God wat optree, dis God wat deur sy besluite, deur sy gedagtes handel vir ons voordeel. En hier spreek hy die slang aan en hy sê maar uit die nageslag van Eva sal die een kom wat jou kop gaan vermorsel. En hier staan Jesus net voor die aand toe hy oorgelewer is, daai aand sê hy maar bring vir julle 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Heel aan die begin van die Bybel praat God al reeds van die genadeverbond. Maar toe kom daar 'n verandering. Die volk trek uit Egipte uit. Hulle kom by die berg Sinaï en daar word aan hulle die verbond van gehoorsaamheid gegee. Die wet wat ons nou gelees het, die wet en al die wetlike voorskrifte word aan hulle gebring en wat sê Israel? Hulle sê maar ons sal elke wet gehoorsaam.
Nou, ons ken die geskiedenis van Israel. Het hulle elke wet gehoorsaam? Daar's baie wat hulle nie gehoorsaam het. Party het hulle, maar daar's baie wat hulle nie gehoorsaam het. En hulle het gesê, maar Here, ons sal, dit wat U van ons vra, dit is wat ons sal doen. En dan kom ons by die Nuwe Testamentiese perspektief, Galasiërs 3, vers 24. Hou nou in gedagte, net na die sondeval, God wat sê, wat vir die slang sê, wat vir die duiwel sê, ek sal jou kop vermors. Israel wat sê, Here, U bring die wet aan ons sal dit gehoorsaam. En Jesus wat hier, net voor sy dood, sê, maar ek bring vir julle 'n nuwe verbond. 'n Verbond wat deur my bloed beseël is. Galasiërs 3, vers 24. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaar totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. En hier kom Jesus en hy sê, maar ek bring 'n nuwe verbond. Ons was onder die toesig van die wet. Ons was onder die verbond van gehoorsaamheid. Ons moet reg lewe. Ons mag nie sonde doen nie. Een sonde, dan word ons skuldig verklaar voor God. Ons was daar. En dan word hierdie vers waar, maar nou, deur Christus, staan ons onder die genade. Deur te glo, word ons nou gered. En dit is hier waar Jesus dit bekend maak. Dis hier waar Jesus dit op jou hart kom druk, maar jy kan nie, in jouself is jy nie goed genoeg nie. Nie een van ons is goed genoeg nie. Tydens die viering van die Pasga kom en hy sê, maar ek wat myself gee vir julle, wat myself opoffer vir julle, sodat julle vrygespreek kan word. En dan sê hy, die wyn, my bloed, die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, die nuwe verbond, die verbond van genade. En so stel Jesus die nagmaal in. En so sing ons die draai. En dit is by hierdie draai waar ons nou moet opgewonde raak. Dit is by hierdie draai wat ons moet sê, maar kyk wat het gebeur, kyk wat het verander. As dit van my afgehang het, sou ek nooit goed genoeg gewees het vir die lewende Here nie. Hoe kan ek hom aanbid? Hoe kan ek doen wat hy van my vra? Want ek's 'n sondaar. Ek kan nie, maar nou kom Jesus en hy sê, maar kyk wat bring ek. Ek bring vir julle God se verbond van genade. God handel vanuit sy besluit, vanuit sy liefde, vanuit sy motivering, vanuit sy karakter. God handel vanuit wie hy is. Hy bring vir ons hierdie verlossing. Wat moet ons doen? Ons moet glo. Ons moet glo. Ons moet dit glo. Dit wat Jesus vir ons kom doen het. Die hele Paasgebeure, ons moet glo, dit is vir my. Die leeggraf is vir my. Ek het hier Bybelse wiskunde en julle slim kinders wat nog op skool is, want as jy uit skool uit is, weet jy nie meer van wiskunde nie. So julle slim kinders moet my help met die wiskunde, asseblief. Die eerste een is, dit is groot genoeg nie, die eerste een is die kruis. Die kruis van Jesus. Onthou ons praat nou van die verbond van genade. Wat beteken dit? Ons het die kruis. Nou as ons by die kruis bytel die leeggraf, wat het ons dan? Die kruis plus die leeggraf is gelyk aan, kom julle wiskundige geniuses, vergifnis, verlossing. Deur die kruis van Jesus, toe hy gesterf het met ons sondes op hom, toe hy opgestaan het, die Seun van God, wat opgestaan het uit die graf, Jesus Christus ons Here, daardeur kry ons vergifnis, word ons vergewe. Stap 1. Maar dan gaan dit verder. Vergifnis vanuit genade. Want dit is God wat handel. Dit is, die kruis van Jesus het 2000 jaar terug gebeur, lank voordat ons bestaan het.
Het God besluit, maar ek stuur my seun. Ek stuur my seun om die oordeel oor die sonde te dra, om die las van sonde weg te vat, om die kettinge van sonde te breek. Vergifnis, ons ontvang dit deur genade en dit lei tot ons glo. En dit is waar ons geloof inkom. Kyk bietjie daarna, dis nie ons nie. Dis nie wat ek het gedoen. Here, ek het so hard gewerk. Here, ek het dit. Nee, dit is vergifnis as gevolg van die kruis en die leë graf. Dit is genade. God wat handel. En wat doen ons? Ons ontvang dit net en ons sê, maar ek glo. Ek glo dit. Dis nie om sekere goed na te kom nie. Ek glo dit en ek word vrygespreek. En die laaste ene, ons glo en dit lei tot die punt van ons is vrygespreek. Totaal vrygespreek. Soos jy vanmôre hierso sit, besef hierdie werklikheid. Jy is vrygespreek. Nie oor jou goedheid nie. Nie omdat jy lidmaat is van die kerk nie. Nie omdat jy 'n Bybel het nie. Nie omdat jy die Bybel lees nie. Nie eers omdat jy bid nie. Ons word vrygespreek deur die kruis en die leë graf. Deur die genade. Deur die vergifnis wat ons vang. Ons glo dit. Die Here het dit vir my gedoen. Hy het vir my gesterf. Hy spreek my vry. My sonde is weg. En nou kan ek gaan lewe. Nou is ek vrygespreek vir ewig. Maar dit was nou die eerste katalisator. Onthou ons praat van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit is die boodskap wat hulle gehoor het. Ons is vergewe. Ons is vrygespreek uit genade. Ons glo dit. En ons is kinders van God. Die eerste katalisator, dit wat God gedoen het. Maar hier is nou die tweede katalisator. Onthou ons praat van die ontstaan van die Nuwe Testamentiese kerk. Romeine 5 vers 1, ons het dit nou ook gelees. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daar's die bevestiging. Ons word vrygespreek deurdat ons glo. Alles is reeds gedoen. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En dis wat gebeur het met die kerk. Daar is nou vrede tussen ons en God. So ek het toegang tot God. Ek het nie meer die tempel nodig nie. Daar is nie meer voorhangsel wat my skei van God nie. Ek hoef nie meer diere te bring as offers nie. Christus het aan 'n kruis gesterf. Ek word vergewe. Ek word kind van God. Daar's vrede tussen my en God. En dis die geheim van die kerk. Wat het gebeur? Dit het met mense gebeur en die kerk ontstaan, want nou kom ons by mekaar. Ons glo saam. Ons dien die Here saam. Dis hoekom ons by mekaar kom. Dis hoe die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan het. Maar wat was die gevolg? Ek praat nou van die ontstaan van die Nuwe Testamentiese kerk, maar daar's een trappie voor dit. Wat was die gevolg van dit, hierdie vryspraak uit genade, van hierdie verlossing, van hierdie lewe saam met God, hierdie eenheid wat ons saam met God het. En nou doen ek 'n beroep op julle, dis Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Jy godsdiens wat jy glo, jy is vrygespreek. En so moet ons gaan lewe. Ek gee myself as 'n lewende offer. Want as die laaste offer is aan die kruis gebring. Ek hoef nie meer offers te bring nie. Ek gee myself as offer. Die nuwe bedeling het ontstaan. Die mense het gesê, maar dit is wat met ons gebeur het. Ek gee myself en die kerk ontstaan. Vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is nie van die wêreld nie. Ons behoort aan Christus. Daarom, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dit het gebeur. En meer daai prentjie daar in die begin. Die gelowiges het in die kerk by die huise by mekaar gekom. Hulle het die boodskap van die apostels gehoor. Hulle het besef wat beteken verlossing. Ons is vry van die wet. Ons is gered deur Christus, deur genade. Ons glo dit en ons is vrygespreek. En hulle kom by mekaar en die kerk groei. En die kerk word sterk.
Maar dit was toe. Wat is die gevolg nou van die, wat is ons gevolg? Wat is ons motivering om deel van die kerk te wees? Die gevolg nou presies dieselfde. Gee jouself aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is ons verantwoordelikheid as kerk, as gelowiges, as ons wat by mekaar kom, omdat ons glo in Jesus Christus, omdat hy vir ons aan 'n kruis gesterf het, omdat die graf leeg is, omdat ons uit genade uit gered is. Daarom gee ons onsself as lewende offers, heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dis hoekom ons kerk is. Want daai verandering vind plaas in ons. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Godsdienst om dankie te sê, om te reageer teenoor hom. Daarom, Here, ek dien u. Vers 2. Selfe gevolg nou. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word. Ons kan nie. Want ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is liggaam van Christus, ons is sy bruid. Julle kan nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. Die Heilige Gees het gekom. Die Heilige Gees woon in ons. Hy verander ons. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Laat God in ons werk. Ons is vrygespreek, ons is kinders van God. Laat God in ons werk. Dan sal ons kan onderskei wat die wil van God is. Ons kan so lewe wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. So kan ons lewe. Hoekom? Want ek is vrygespreek. Want ek is verlos deur genade, deur die kruis en deur die leë graf. Dis hoekom ons kerk is. Dis hoekom ons hier is op 'n Sondag, want dis die dag wat Jesus opgestaan het. Ons raak opgewonde en ons lewe saam met hom. En dis nou ons bedeling. Dis die nuwe verbond wat ons nou leef. Nie hierdie las van ek weet nie of ek goed genoeg gesê, ek hoop ek het goed genoeg gedoen vir God en dat hy my sal aanvaar. Ek hoop nie daar staan dit. Ons is vrygespreek deur Jesus Christus se kruis, deur sy opstanding en deur die genade. So het die oorspronklike kerk ontstaan. En dit is nog steeds die rede vir ons ontstaan. Dis hoekom ons by mekaar kom. Dis hoekom ons deel is van die kerk. Dis ons saam die Here aanbid. Dis hoekom ons sing met lofprysing. Dis hoekom ons opgewonde raak oor hom. Want dit het gebeur. Vir die volgende 5 weke gaan ons bietjie kyk na die Nuwe Testamentiese kerk. Bietjie gaan ondersoek hoe het hulle gelewe. Want die ontstaan wat hulle deurgegaan het en ons ontstaan is presies dieselfde. Verbond, die nuwe verbond wat Jesus gebring het, wat deur sy bloed beseël het, dis dieselfde. Wat die disippels daai aand beleef het met nagmaal, is wat ons beleef met nagmaal. Jesus wat homself gee vir ons verlossing. En dan kom ons gaan kyk bietjie, gaan lees bietjie, jy kan nou maar skelm wees en vooruit lees, gaan lees die boek van Handelinge. Gaan kyk wat het gebeur. Die katalisator was Jesus, sy bloed, sy offer. Die katalisator, die tweede katalisator, dis die verandering wat in ons kom. Nuwe mense, vrygespreek, kinders van God. Die 5 punte waarna ons gaan kyk is die reaksie op Petrus se toespraak na die uitstorting van die Heilige Gees. Dan gaan ons kyk na die fokus van die kerk. Waarop was die kerk gefokus daai tyd? Dan gaan ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees, nie net op die dag van die uitstorting nie, maar ook later aan nie-Jode, met Cornelius se hele storie. Dan gaan ons kyk na Paulus se roeping, die roeping op die kerk, verby alle grense heen, gaan verkondig, dra die boodskap uit. En dan die laaste Sondag gaan ons kyk, ons as Nuwe Testamentiese kerk. Dis ons oorsprong, dis ons ontstaan. Ons staan onder dieselfde Nuwe Testament, nuwe verbond. Hoe lyk ons nou? Pas ons aan by ons familie van 2000 jaar terug, het ons dieselfde karakter, het ons dieselfde fokus, het ons dieselfde ywer wat hulle gehad het. Want ons is net 'n uitloopsel vervolging van hulle. Presies dieselfde oorsprong het ons as wat hulle gehad het. So om af te sluit, ek wil vir jou vra vandag, waar staan jy? Onder watter verbond staan jy vanmôre? Die 2 grootes wat uitstaan is die verbond van gehoorsaamheid. Waar die volk gesê het, ons sal alles doen wat U vra, en hulle het geval.
Staan jy onder die verbond van genade, waar jy na die kruis kyk en besef, die prys is betaal. Waar jy na die leeggraf kyk en sê, maar dit is myne, hy bring dit vir my, hy gee dit, hy was waarlik die seun van God, hy het gesterf en ek kan lewe. Die genadeverbond, onder watter een staan jy vanmôre? En ek glo ons almal sal sê, onder die genadeverbond, maar dan kom die vraag, wat is nou ons verantwoordelikheid? Wat is nou jou verantwoordelikheid? Waar moet jy fokus hierdie week wat voorlê? Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 15 vers 57. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Omdat ons onder die verbond van genade staan, die nuwe verbond, die Nuwe Testament, omdat Jesus dit alles gedoen het, mag ons God dank. Mag dit jou motivering wees. As ek na hierdie groot prentjie gaan kyk, hoe die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan het, en ek besef maar, dit is ook my oorsprong, dat ek aan God die dank sal gee, want hy gee vir ons die oorwinning deur Jesus Christus. Maar wat beteken dit om 'n lewe te lei wat aan God dank gee? My leefstyl bevestig wie ek is. My woorde bevestig wie ek is. My dade bevestig wie ek is. My gedagtes bevestig wie ek is. Wie is ek? Ek is kind van God. Ek dank God met my lewe. Dis ons uitdaging. My leefstyl moet bevestig dat ek is 'n kind van die Here en ek doen dit deur lof, om hom te loof, om te prys, om elke dag opgewonde te raak en sê, uit genade is ek gered. Vandag kan ek lewe, Here, ek loof en prys U. Om elke dag deur te gaan in standvastigheid. Wie is ek? Ek's kind van God, ek's deel van die kerk, dis hoe ek leef. En elke dag die Here te dien. Here, wat vra U van my? Wat is my oproep? Wat is my uitdaging? Wat is U droom vir my? Ek wat kind van God is, ek wat deel is van die kerk, ek wat onder die kruis staan, wat onder die genade staan, ek wat glo, Here, hoe kan ek U dien? Hoe kan ek U eer, U verheerlik? Here, wat vra U? Dit is wat ek sal doen. Ek het nie die kinders vergeet nie. Julle dink ek het julle vergeet. Hierdie is ons onthou vers vir volgende Sondag. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Volgende Sondag sjokolade weer opspel, maar nou is dit vir 'n hele vers. Skryf hom gou neer. 1 Korintiërs 15 vers 57. Maar nie net vir die kinders nie, nie vir om sjokolade te kry nie, maar net vir ons om te onthou. Laat ons 'n lewe sal lei waar ons God dank, waar ons vir hom lewe, waar ons hom ons enigste fokus het. Hy is my Here. Hom wil ek dien. Hom wil ek eer, want ek het die oorwinning gekry. Ek is vrygespreek, ek's kind van God, omdat ek glo in Jesus Christus. En dit is my lewe. Amen. Kom ons bid saam.